Hierdie video is 'n inleiding tot funksies. Wanneer jy dink aan verskillende getalpatrone, weet ons dat elkeen van hierdie getalpatrone voorgestel kan word deur 'n algemene reël of formule. As ons die posisie van elke term in so 'n patroon ook in ag neem, kan ons dit in 'n tabel voorstel. Hierdie posisie en waarde van elke getalpatroon kan dan ook met 'n x en 'n y vervang word om 'n koördinaat te vorm op die assestelsel. Wanneer jy individueel hierdie koördinate op 'n assestelsel gaan stip, sal jy sien dat elke tipe getalpatroon ook 'n patroon op die assestelsel vorm. Hoe meer koördinate jy stip, hoe duideliker gaan jy die patroon kan sien. In hierdie hoofstuk oor funksies gaan ons fokus op die vergelyking in terme van x en y saam met sy spesifieke grafiek op die assestelsel. Elke grafiek het 'n spesifieke vergelyking wat by hom pas. Hierdie vergelyking dui vir jou die verhouding aan tussen die y-waarde en die x-waarde van elke koördinaat op daardie grafiek. Hier het ons nou die vergelyking van die reguit lyn as y gelyk aan 2x plus 1. As jy nou gegee word dat 'n spesifieke koördinaat op hierdie lyn se x-waarde 3 is, kan jy die y-waarde wat daarby pas bepaal, omdat jy die verhouding tussen die twee waardes het. Ons kan dus die y-waarde bepaal deur substitusie te doen en die x met 3 te vervang. Ons weet dan dat 6 plus 1 7 gee en dit beteken dat die y-waarde wat by 'n x-waarde van 3 pas, 7 sal wees. Dit beteken dat as jy hierdie reguitlyn sou verleng tot by 'n x-waarde van 3, die ooreenstemmende y-waarde 7 sal wees. Net so kan daar vir jou gegee word dat 'n spesifieke y-waarde minus 3 is en jy moet die x-waarde bepaal. Weer kan ons die vergelyking neem wat die verhouding tussen die x en y aandui en hierdie keer in y se plek die waarde van minus 3 in vervang. As ek dan hier algebra doen om daardie x op te los, het ek minus 4 gelyk aan 2x en as ek albei kante deel deur 2, kry ek die x-waarde wat daarby pas en daarom is die koördinaat op die lyn minus 2 minus 3. In die volgende paar video's gaan ons kyk na 4 spesifieke standaard vergelykings en die grafieke wat daarby pas.